11 September, gee leiding. Ons almal loop die lewenspad. En 'n voorganger se verantwoordelikheid is om mense te lei op hierdie pad van ewige lig. In Romeine 12 word daar oor verskillende verse verwys na die geestesgawes en na die bedieninge, en dan kom Paulus en hy verwys na die rol van die leier, en dan sê hy in Romeine 12 vers 8 se laaste gedeelte, as ons leiding gee, dan met toewyding. Met ander woorde, 'n persoon wat leiding gee, moet eintlik dit sy lewe maak. Ek dink, daar moenie enige rede wees waarom hy nie daaraan aandag kan gee om voor te berei en te sorg dat hy aan mense die regte leiding gee nie. Daarom het ek eintlik geen probleem dat dit ook in 'n groot mate 'n voltydse taak kan wees nie. Wanneer ons by 1 Korintiërs 16 kom, daarvan vers 15 tot vers 16, dan het ek hierdie verse bietjie bymekaar gevoeg en dit klink dan nou so. Stel julle onder die leiding van mense wat hulle tot diens van die gelowiges gestel het, en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. So dit is 'n verantwoordelikheid wat op die gelowige rus om toe te laat dat daar mense in sy lewe sal wees wat vir hom leiding gee, en hopelik hom so goed lei dat hy self ook 'n leier kan wees. Wanneer ons in Titus lees in die eerste hoofstuk vers 1 en 2, dan maak Paulus hierdie baie belangrike uitspraak. Hy sê, hy skryf aan Titus as 'n dienaar van God, wat Paulus sê hy self is 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Hy sê, ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot die kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Leiding is beskikbaar. Kom ons onderwerp ons daaraan. Kom ons wees deel daarvan, of ons nou gelei word en of ons leiding gee. En loop mooi.